Dit wat ons nou gesing het, dink ek neem die plek vanmôre van ons geloofsbelijdenis. Hierdie mooi lied wat ons saam met ons begeleiers kon sing. Wat ook al die wêreld vir ons sê en wat ook al om ons gebeur. En ons kan nie altyd sien hoe lyk alles voor ons nie, maar ons weet die Here is by ons. En hy regeer en hy is God en ons verklaar dit vanmôre. Hy is die lig wat skyn in ons lewe, soos daai lig op daai Bybel skyn, op die prentjie daar. Skyn in ons lewe en hy is by ons elke dag. En elkeen van ons wat hier sit vanmôre verklaar daarmee, ek is 'n kind van die Here en ek wil sy kind wees met alles wat in my is. En die Here is God en niemand anders nie, net hy. Kom ons maak die Here se woord oop by Matteus 1 en Johannes 1 op bladsy 5 en op bladsy 123 in die Nuwe Testament. Terwyl ons daar oop maak, wil ek hom net ook sê, ons het een van ons ouderlinge, Andrei, wat hier voorsit van Gent. Andrei is getroud so rukkie terug met 'n baie mooi vrou daar van die Kaap af, Antoinette. En Andrei verhuis ongelukkig nou die einde van die week, hy en Antoinette Kaap toe. En ons wil vir hom sê baie dankie. Andrei het diep spore in ons gemeente getrap, baie getrou gewees, Sondag vir Sondag oor jare heen. En ons het 'n baie mooi verhouding gehad as predikantspare met hulle ook. Baie dankie Andrei en ons bid jou die ryke seën van die Here toe. Miskien gaan hulle nog volgende Sondag ook hier wees, maar dalk vertrek hulle al, hulle goed word die week gepak. En sommer is die laaste Sondag wat hy as ouder is en ons sê vir jou baie dankie Andrei. Matteus 1 en Johannes 1 gaan ons saam lees uit die woord van die Here. Hierdie week begin ook die gebedsweek wat ons elke jaar het, waar ons in ons persoonlike lewe veral bietjie weer dink oor hoe bid ons, hoe getrou bid ons, wat vra ons vir die Here, wat sê ons vir die Here. En toe stuur die gebedsgroep van my 'n gebed wat ek wil hê, omdat vandag ook die Sondag die tema is waarvoor in ons land vir ons skole gebid word. Wil ek hê ons moet saam vanoggend hierdie gebed terwyl julle so sit, bid dit hardop saam met my asseblief. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, geken word, vertel word in elke skool. Laat u koninkryk kom sodat ons kinders u wil kan leer ken, soos in die hemel, so ook in klaskamers. Gee ons vandag ons daaglikse brood om ons kinders te voed met wat heilsaam en goed is. En vergewe ons skulde, sodat ons skuldenaars vergewe. Laat u genade en waarheid onderwysers en leerders reinig van elke donker invloed en dwaalspoor. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Mag ons geen hindernis in die weg lê om jong brose harte nie. Bewaar ons onderwysers en leerders, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Amen. Mag die Here ons vanmôre seën en mag hy ons skole seën, ons kinders seën, ons onderwysers seën. Hoërskool Vogel sien ek het as tema hierdie jaar ook die lig. En volgens se preek dink ek sluit ook daarbey aan, hierdie lig wat in my moet skyn en ek moet lig wees. Kom ons lees saam in die woord van die Here. En dis in Matteus 1. In Matteus 1 lees ons in vers 1 die geslagsregister van Jesus Christus. En kyk mooi, staan dit daar, die seun van Dawid. Daar staan nie die seun van Josef, die seun van Dawid en die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, Isak van Jakob en Jakob van Juda en sy broers. Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar. Peres van Gesron en Gesron van Ram. Ram was die vader van Aminadab. En dan stop ek eers daar. Want ek kan nou nie al die name lees nie, ek wil graag eintlik vers 1 gelees het. En dan kom ons aan die einde van die geslagsregister by vers 14 en daar staan, altesaam was daar dus 14 geslagte van Abraham tot by Dawid, 14 van Dawid af tot by die Babyloniese ballingskap en 14 van die Babyloniese ballingskap af tot by Christus. En dan wil ek hê ons met blaai na Johannes 1 toe. Daardie is hoe Matteus sy evangelie begin en vir ons begin vertel, maar wie is Jesus? Nou baie keer as ek mens vra, wie is jy, dan vertel jy vir my, wie is jou pa en jou ma gewees, waar het hulle gebly, wie was my oupa, my ouma, en wie was my vrou, die kinders is wil weet, pa, waar kom ons vandaan?
dan vertel hy die geslagsregister so terug. En dis wat Matteus doen, hy begin, en hy vertel vir ons van Abraham af, met wie God die verbond gesluit het, vat hy al reg deur, tot by Jesus. Johannes aan die ander kant doen dit heeltemal anders. Hy begin sy evangelie so, hy sê, in die begin was die woord daar, in die Grieks staan logos, en hierdie logos staan die woord, hulle het net woorde gehad, dis Jesus. En die woord of Jesus was by God, en die woord of Jesus was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe, en hoor hierso, was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En dan lees ons daar net vers 8, en in vers 8 staan daar, hy was self nie die lig nie, maar hy moes oor die lig getuig. Dis nou Johannes wat sê, hy moet kom en hy moet oor die lig getuig. En dan in vers 12 wil ek ook lees, daar staan, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. So hulle word ook deel van hierdie familie van God. Hulle is deel van God self, sy familie. Hulle wat hom aangeneem het, word ook deel van hierdie geslagsregister, kinders van God. Broers en susters, mag die Here vanmôre gebruik, en mag die Here jou seën vanmôre met die boodskap. Ek het seker vir 4 weke, 5 weke aan die boodskap gewerk, van daar op Jeffreys Baai af, toe die gedagte by my gekom het. En mag die Here seën dat vanoggend hy bereik wat hy wil met hierdie boodskap. Ons teksverse is vers 1, Matteus 1 vers 1, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. En dan saam daarmee, vers 17, altesaam was daar dus 14 geslagte van Abraham af tot by Dawid, 14 van Dawid af tot by die Babyloniese ballingskap, en 14 van die Babyloniese ballingskap af tot by Christus. En nou het ek daar 'n paar woorde bietjie ingekleer. Jesus, Dawid, Abraham, 3 hoogtepunte. En dan 14, 14, 14. Want daar's 'n baie groot boodskap wat in dit lê. En dan saam met dit, in Johannes 1 staan daar, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. In die afgelope vakansie het daar 'n baie groot gebeurtenis plaasgevind wat ons gedenk het. Waarskynlik, behalwe vir Goeie Vrydag se gebeure, Paasnaweek se gebeure, die grootste gebeurtenis in die hele jaar vir kinders van die Here oor die wêreld heen. En dis toe ons kon gedenk dat Jesus Christus gebore is. Oral, dink bietjie, waar was jy op Kersdag? En wat het jy gehoor? Wat het jy dalk as 'n geskenkie gegee? Wat het jy ontvang? En hoe was dit vir jou gewees? Kersdag gaan oor Jesus se familie. Jesus wat gebore is uit Josef en Maria, eintlik uit Maria en die Heilige Gees, en wat vir ons getel word, wie is sy familie. En in die vakansie toe dink ek, oral waar mens vakansie hou, sien jy mense met hierdie goedjies, selfone. Vroeger was daar net hier en daar 'n fotograaf, iemand wat foto's neem, kameras het. Deesdae is elke ou wat 'n selfoon het, is eintlik 'n fotograaf. Almal neem net af, natuur, mense, gesinne, familie. En dit het nog al ook 'n tradisie geword, of 'n gewoonte geword. Ons het op ons selfoon, ek en Elsbeth kyk, baie gesinne, kaartjies gekry, geseënde nuwe jaar, voorspoedige nuwe jaar, en dan is dit die familie wat afgeneem is. Ek dink aan die Koetsies Jenay, hulle daar op hulle trappe in hulle huis, en so kan ek opnoem, almal van julle, ook het hulle se gesin daar in hulle huis op die trappies, en so, soos ek julle kyk, dink ek almal by wie ons foto's gekry het. En toe dink ek, ons het almal eintlik fotograwe geword, en ons neem ons families af. Maar toe kom die vraag by my op, is jou familie van Jesus Christus? Is jou familie, is ons almal familie van Jesus Christus? Daai fotootjie het ons gekry, en julle het hom almal gekry, waarskynlik, want ek het hom uitgestuur in die gemeente, van Dominee Pieter hulle, wat met Kersfees, boodskapie. Is hulle familie, hulle met hulle 4 kinders, is hulle almal familie van Jesus Christus?
Ek kan dieselfde vraag vra vir hierdie foto wat ons gekry het. Koos wat vanoggend hier nie geweet het gaan gebeur nie, so werk die Here wat vanoggend vir ons hier kom bid het. Koos en Renet met hulle 3 kinders en 3 skoonkinders en hulle 8 kleinkinders, is hulle almal familie van Jesus Christus. Dis maar 2 gesinne se foto's, ek kon almal van julle se foto daarop sit. Sit jou eie foto daar en vra, is ons almal familie van Jesus Christus? Kom ons kyk net 'n bietjie na Jesus se familie. En kom ons leer net eers ietsie daaruit voor ek by die boodskap einde kom. Matteus sê die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. En dan gee hy vir ons 42 geslagte en hy gee vir ons 4 vroue se name in die geslagsregister en hy verwys na 'n 5de vrou. Wat natuurlik verskriklik vreemd is. Nêrens in die wêreld sou jy in die Ou Testament gekry het by enige Midde-Oosterse volk dat daar 'n vrou se naam in 'n geslagsregister staan nie. Hulle doen dit net nie. Want die verbondslyn loop deur die manlike geslag. Pa, seun, kleinseun, so loop hy. Maar Jesus se geslagsregister sit hulle 5 vroue in. Hoekom? En toe dink ek, as ons deesdae 'n geslagsregister maak, ek en Elspie het ook so 'n boek gemaak vir ons kinders waarmee ons nog besig is, en daarin is my oupa grootjies, my ouma grootjies, hare, my oupas en oumas, haar oupas en oumas, en so, dat ons kinders weet waarvan kom hulle geloof, waar kom hulle vandaan, en hulle kan dit in foto's sien. En dis asof ons vanmôre in die geslagsregister gaan blaai, en dan kom ons by Matteus 1 vers 3, en dan lees ons dat Juda was die vader van Peres, en Serach, en dan lees ons van Tamar. En die van julle wat die geskiedenis ken sal weet, Tamar was deur haar broer Amnon verkrag. Wat 'n groot skande. En nou is Tamar in die geslagsregister. En dan lees ek verder, dan kom ek by Matteus 1 vers 5, dan lees ek Salmon was die vader van Boas by Ragab. En Ragab, van julle wat die geskiedenis onthou van Jerigo, Ragab was 'n prostituut. En sy was daar die een wat die verspieders gehelp het, wat die tou by die venster uitgehang het, en die foto wys vir daar by die venster. En sy word toe deel van die familie van Jesus. Ragab die prostituut. En dan lees ek verder, dan kom ek by Matteus 1 vers 5 en ek lees Boas van Obed by Rut. En Rut is nie 'n Israeliet nie, is nie 'n Jood nie. Rut was 'n Moabiet. Dis deesdae se Jordanië. Dis 'n ander volk, hulle lyk 'n bietjie anders ook as die Jode. En sy word een van Jesus se ouma grootjies, toe sy met Boas met Rut trou. En dan lees ek verder, en dan lees ek, haar naam is nie daar nie, maar hulle verwys na haar in die geslagsregister, Dawid, die koning van konings, die hoogtepunt in die geskiedenis van Israel, die koning by uitnemendheid, was die vader van Salomo, die vrou van Uria, by die vrou van Uria. Uria se vrou, Batseba, in owerspelige verhouding, 'n buite-egtelike kind, en dit staan in die geslagsregister. En dan lees ek verder, en dan kom ek, Jakob was die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus Christus, wat Jesus Christus genoem word. 5 vroue wat genoem word. En dadelik vra ek myself af, hoekom hierdie 5 vroue, behalwe van Maria, verstaan ek daar. Maar hoekom hier ander 4 name insit? Hoekom sal ek, as ek my geslagsregister skryf, en ek vat hom terug van die eerste brings in Suid-Afrika afkom, en dan sien ek, maar hier is een wat verkrag is, hier is een van my oumas wat 'n prostituut was, hier is een wat nie blank was soos ons, hier ander een was, van 'n ander volk, en hier, en dan sit ek hulle in my geslagsregister. Gewone mense sal dit wegsê, nee, wat kom ons vergeet daai, ne? Ons gaan net aan. Jesus nie. Matteus skryf sy geslagsregister so. Hoekom? Want onmiddellik sê dit vir my, enige mens, of jy nou 'n Moabiet is, en of jy iemand is wat die ergste oorgekom het dat jy verkrag was, en of jy nou 'n prostituut is, of wie jy ook al is, jy kan familie word van Jesus Christus. Jesus se familie is nie soos die koning van Engeland, bloubloed familie nie. Of 'n sekere volk net sulke lang is, net sulke ryk is, net so nie. Elkeen van ons, jy ook, maak nie saak wie is jy nie, kan familie wees van Jesus Christus. En dis hoekom die vroue daar staan.
En dan lees ons verder, en iets anders interessant, dan lees ons die geslagsregister, en dan staan daar 14 geslagte van Abraham tot by Dawid, 14 van Dawid tot by die ballingskap, en 14 van die ballingskap af tot by Christus. En dan sien ek die foto van Abraham, Vader Abraham, wat God mee die verbond gesluit het, wat vir Isak moes offer en bereid was om sy seun te offer, en toe voorsien God die lam, daar op die berg wat later die tempel gebou word, 'n kilometer van Golgotha af, waar God die lam voorsien. En ek sien vir Abraham waar die geloofslyn begin. En dan sien ek vir Dawid, en ek het sommer hierdie foto opgesit, wat ek geneem het in Jerusalem, by Dawid se graf, waar daar so 'n standbeeld van Dawid is, wat die harp speel. En dan sien ek vir Dawid, die koning van konings in die middel, en dan kom ons by Jesus, die een uit wie die lig straal, die lig van die wêreld, wat gekom het, en daar's geen duisternis onder hom nie, en die duisternis kon hom nie oorweldig nie. En ek wonder, hoekom werk dit so? En dan sien ons, as 'n mens mooi na hierdie kyk, dan sien jy van Abraham, dan staan daar 14 geslagte, was dit van Abraham 14 geslagte na Dawid toe. Van Dawid af 14 geslagte na die ballingskap toe. Van die ballingskap af 14 geslagte na Jesus toe. En as jy mooi gaan kyk, dan sien jy van Abraham af, is dit so opwaartse lyn, dit gaan al beter met die volk, al beter, tot hulle by Dawid. En Dawid is die hoogtepunt in Israel. Israel se wapen, hulle vlag vandag, is die Dawidster. Dawid is hulle held, hy is die hoogtepunt. Dit gaan op. En dan van Dawid af gaan dit van koning na koning na koning, al slegter met die volk, tot hulle in ballingskap vir 70 jaar weggevoer is Babylon toe. Omdat dit so sleg is dat God sy volk wegvoer uit sy land uit. En dan draai hulle om, en dan begin dit weer beter gaan, totdat Jesus weer die ander hoogtepunt kom. En dan verstaan jy hoekom die geslagsregister so geskryf is. En Dawid en Jesus, Dawid die grootste koning in die Ou Testament, koning Dawid en koning Jesus. Koning Dawid wat sy volk moes vrymaak, koning Jesus wat al sy mense oor die hele wêreld, oor die hele aarde kom vrymaak het, dat ons aan hom kan behoort. En ek verstaan iets meer van, waar kom Jesus vandaan? En hoe lyk sy geslag, hoe lyk sy geskiedenis? En toe lees ons Johannes 1, en daar staan, Johannes sê in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn uit die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En nou kom ek terug daarby, al wat leef en beef neem foto's, van mooi natuur, van gesinne, van mense. Ek het vanoggend 'n foto geneem van hierdie kerk so vol mooi mense, wat hier in die Here se huis saam is. Wat is fotografie? En toe hoor ek dit in die vakansie, dit kom eintlik van 2 woorde, fotografie. En toe gaan lees ek, en toe soek ek, en toe sien ek, dit kom eintlik van die Griekse woord, phos en grafei. Phos grafei. Dis hoe dit sê in Grieks. En as jy in Grieks gaan kyk, dan sien jy, phos beteken lig, en grafei beteken skryf. En eintlik sê dit vir 'n mens, wanneer jy 'n foto neem, dan skryf jy met lig. Dan skryf jy met lig. In die ou dae het hulle kameras gehad met 'n film in, en dan jy 'n foto geneem, en dan moes dit in 'n donker kamer gevat word, en daar ontwikkel word, laat hy net lig op die regte plekke kry. En as jy iets wil inkleur, dan sit jy net klein bietjie lig by. Ek en Els het ook so 'n donker kamer gehad. En dan sit jy net klein bietjie lig by. En dan kleur jy met lig in. 'n Foto is skryf met lig. Onthou dit bietjie. Elkeen wat 'n foto geneem het iewers jou familie afgeneem, en toe skryf jy met lig daai familie. Of dit nou die Mosse is, of die Forsier is, of dit nou die Van der Werfs is, of dit die Van Rensburg is, die Van der Walt is. Jy skryf met lig as jy jou familie afneem. Kom ons lees net hierdie 3 versies, en dan dink jy, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. In 1 Johannes 1 vers 5 staan, God is lig, en daar's geen duisternis in hom nie. Nou dink ek aan daai donker kamer, en dis donker, en dan kom die lig.
God is lig. En dan lees ek Johannes 1 vers 7, as ons in die lig lewe, soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus die Seun ons van elke sonde. Die lig wat skoon maak. Weet julle broers en susters, toe dink ek, die wêreld, en in die wêreld natuurlik die mense veral, want ons is die kroon van die skepping. Ek en jy is die toneel. As jy 'n toneel afneem, nou ek en jy is God se toneel. Ons is God se toneel in die wêreld. En op hierdie toneel is Jesus die lig. Onthou, skryf met lig. Jesus is die lig. En ek dink die derde iets is, die menslike hart is die sensor. Soos hierdie ding 'n sensor in het, wat gemaak is met baie slim maniere om 'n foto te neem, of 'n kamera se sensor, of film. En elke keer wat ek en jy in geloof aan Jesus dink, kry ons blootstelling aan die lig. Elke keer wat jy aan die Here dink, elke keer wat jy stilte tyd hou, elke keer wat jy bid, elke keer wat jy soos vanoggend 'n lied sing, hy regeer, en hy sorg vir my, en hy's nog altyd daar, he's God, en hier reign, dan is jy blootgestel aan die lig. Op hierdie oomblik wat jy hoor van God, sit jy hier, en jy weet dit nie, maar word jy blootgestel aan die lig. En dan, as jy genoeg lig gestel is, dan het jy 'n veranderde lewe. Dan word jy verander. Party mense sê, dis bekering, ander sê, dis heiliging. En dan kry God die beeld wat hy wil hê. Ek en jy is die toneel. Jesus is die lig. My en jou hart is die sensor. En geloof is my blootstelling aan die lig, Jesus. En nou as ek verander is dit die beeld wat God in die wêreld kry. Want onthou net, lig, daarom sê die Bybel, na die beeld van God is ons geskep. En meer word ons na die beeld van God. En dis hoe Jesus die lig in die wêreld gesien word. Geen ander manier nie. Die enigste getuienis in die wêreld is mense. Mense wat verander is en wie die lig kom skyn het en wat die nuwe beeld uitdra in die wêreld van so lyk mense en wie Jesus in hulle lewe kom skyn het. Lig maak mos iets sigbaar. As jy iewers in die natuur is, alles die pragtigste, mooiste natuur toneel voor jou, kan jy dit nie afneem nie in 'n donker nag nie. Niks, jy sien niks. En dan kom die son op en die lig begin skyn daarop. En dan sien jy hierdie pragtige beeld. Lig maak iets sigbaar. En dan bly daar 'n beeld agter wanneer die lig daarop geskyn het. Christus verlig nie net die wêreld nie. Die verskil is Christus skyn nie net nie. Christus tree in die wêreld binne. Hy kom in die wêreld in en hy kom bly by ons. Hy kom verander in jou, binne in jou, kom woon hy. Hy tree die wêreld binne. En iemand ontvang daardie lig. En wanneer hy lig ontvang het, bly 'n getuienis of 'n beeld agter as getuienis van Jesus Christus. Dan is jy die getuienis in die wêreld wat Jesus wil hê jy moet wees. En dis die boodskap. Dis die boodskap van môre. Skyn die lig in jou. Hoeveel keer skyn hy in jou? Hoe gereeld word jy blootgestel aan die lig in die wêreld? En dan wil ek weer vra, hoe lyk julle gesin of familie se beeld vir God? En het julle genoeg lig gekry? In die vakansie, net so voor ons karavane op die strand by Jeffries, toe neem ons die foto van ons en ons 6 kinders en 6 kleinkinders. En toe dink ons daaroor. Skyn ons vir die Here? Is die lig in ons elkeen? En hoe gaan ons blootgestel word aan die lig, Jesus Christus, in 2026 in hierdie nuwe jaar, om sy beeld meer en meer in ons lewe te hê?
En daarom wil ek vanmôre vra vir elke oupa en ouma, en vir elke pa en ma, hoe lyk julle kinders en julle kleinkinders? Word hulle genoeg blootgestel aan die lig Jesus? Kan jy vanmôre hier as 'n pa en 'n ma sit en sê, ek het met elkeen van my kinders gepraat, en ek weet, elkeen van my kinders is kinders van die Here, hulle is al familie van Jesus. Nie net my familie nie, hulle is familie van Jesus. En elkeen van my kleinkinders het ek mee gepraat, en ek weet, hulle is familie van Jesus, en die lig van Jesus het in hulle harte geskyn. Al is hulle klein, hulle ken die Here. Ons twee kleinste kleinkinders het die laaste week by ons gekuier. En ons kon so lekker kuier, ook oor Here Jesus, wanneer ons stilte tyd hou in die aand. En hulle vir ons sê, hulle is lief vir die Here. Hulle ken die Here en hulle is lief vir hom. En hulle behoort aan hom, hulle is familie van hom. Onthou, as jy weer 'n foto neem van jou familie, dan skryf jy met lig. Maar skryf jy ook met die lig Jesus. En dra jou gesin, jy, julle, ons, die beeld van Jesus in die wêreld. Omdat deur ons deur 'n geloof blootgestel is. En dis hoekom ons Sondagskool het, dis hoekom ons Kieks het, dis hoekom ons Epiks het, dis hoekom ons Sondag vir Sondag moet kerk toe kom. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. Jy moet blootgestel word in jou geloof aan die lig. En hoe meer jy blootgestel word, al weet jy dit nie, verander jy en kleur Jesus jou lewe in, om die beeld te hê wat hy wil hê van jou. Mag sy lig oorvloedig in 2026, maar vir altyd in jou lewe ryklik skyn. Amen. Dankie Here, dat ons kan kyk wie u familie was, van Abraham se tyd af. Maar dankie ook Here, dat dit nie daar opgehou het nie. Dat daai geslagsregister aangeskryf word. En dankie dat ons oupas en oumas, en oupa grootjies en ouma grootjies, en ons paas en maas, en ons name, en ons kinders se name, en ons kleinkinders se name, ook in u geslagsregister staan. En Here, as daar 'n fotoalbum uitgedruk moet word, en daar word geskryf met lig, dat ons foto's ook daar kan wees. Here, gee dit vanmôre, dis my gebed, dat u lig so helder sal skyn, in elke een in Volkwil Noord gemeente ook, in elke ouer persoon, in elke pa, ma, in elke kind, elke kleinkind. Here, dat u beeld na vore sal kom. Sorg vir ons, dra vir ons, Here, in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af met Vlam 41, hierdie mooi lied wat sê, jou lewe is 'n beeld van God. Jou lewe is 'n lofgedig, geskryf tot sy eer, zorgvuldig aan mekaar geweef, tot sy eer. Jy is beplan in die hemel, verteenwoordiger van God, zorgvuldig aan mekaar geweef, om te leef met een gebod. Mag jy omgee en lief hê, en so sy beeld hy dra, in 'n wêreld wat verward is, en na ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê, en so sy naam vereer, by almal wat op soek is, na die antwoord op hul seer. Jy is gebore in die wêreld, maar gemaak vir paradys, om te lag en te lewe, soos 'n prins in 'n paleis. So waarom dan die sonde, waaraan jy so bly klou, wat steeds sy beeld vernietig, en jou vreugde stukken kou. Mag jy omgee en lief hê, en so sy beeld hy dra, in 'n wêreld wat verward is,
en na ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê, en so sy wil vereer, by almal wat op soek is, na die antwoord op hul seer. Onthou jy is 'n beeld van God, wat kan skitter soos kristal, om die wêreld te herinner, daar's 'n God in die heelal. Kom dan nou en vat sy hand en leef soos sy kind, wat hy self gemaak het, en jy sal vreugde vind. Mag jy omgee en lief hê, en so sy beeld uitdra, in 'n wêreld wat verward is, en na ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê, en so sy naam vereer, by almal wat op soek is, na die antwoord op hul seer. Voor ek die seën uitspreek, ek sien George in Vienna ook in die kerk. George, ons is bly jy's hier, en die Here het vir jou teruggebring na ons toe. En mag die Here julle ook baie rydelik sien. Net nou die son so geskyn, nou kon nie mooi daar by galery sien nie. Ons is dankbaar. Ontvang die seën van die Here. En by die deure, as jy uitgaan, is 'n kollekte vir die Bybelverspreiding om die Here se woord uit te dra. En dan vra ons dat die kinders en ouers van almal in die Sondagskool net weer daarna terugkom in die kerk in asseblief. Ons gaan uitgaan met lied 293 vers 2. Jesus hoor ons swak gebede. Gaan ons mee uitgaan. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en die krag van die Heilige Gees is en bly met elkeen van julle wie se lewe met lig geskryf is na die beeld van ons Here. Amen. Jesus hoor ons swak gebede, waar ons ook op aarde gaan. Dag of nag ons weet verseker, dat ons nooit alleen sal staan. Loof die Here, loof hom altyd, halleluja, amen. Baie dankie. Gaan hy.